Ons bid dat U deur U woord en Gees ons oë sal oopmaak vir die waarheid van Christus. Ons bely saam met die psalmdigter, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Laat ons vandag nie blind bly in U waarheid nie, maar dat ons sal sien, glo en U volg. Amen. Geliefdes, die Here groet ons vanoggend met die woorde genade en vrede vir jou, van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan en sing ons twee liedere saam, en voordat ons gaan saam sing, wil ek vanoggend vir jou vra, soos ons sing, kom ons raak bewus van die woorde wat ons sing. Laat hierdie woorde ook iets in ons binneste wakker maak. Ons laat besef wie die Here is, en hoekom ons ook vanoggend hier saam is. Ons eerste lied is lied 284, Here Jesus, ons is saam, en daarna lied 255, U is die lig wat deur die donker skyn. Kom ons staan en sing ons hartlik saam. Here Jesus, ons is saam, op U roepstem hier vergader, sal verenig in U naam, kan ons tot die Vader nader. Hoor ons dank en smeek gebede, Heer van die gemeentelede. Maak ons harte deur U Gees vir die Heilige Woord ontvanklik. Laat ons daagliks onbevreesd op U heilbou diep afhanklik. Heer, laat ons geloof vertroue eenmaal oorgaan en aanskou. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot 'n ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. Oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus,
ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons U bruid. U nooi vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons Here Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend ook deur ons lied kan bewus word van U wat ons hier saamgebring het. Dat U in verhouding staan met elkeen van ons. Here, dat U die een is wat deur die genade ons vanoggend opgeroep het om ook saam met medegelowiges vir U aangesig te kom om U te aanbid as God en Here oor ons lewe. Here, en terwyl ons bewus word van die genade, Here, bely ons ook vanoggend ons afhanklikheid van U. Ons het U nodig. Here, en daarom word ons ook bewus van U optrede. Here, ons kom agter dat U kom skyn deur die donker. Dit wat ons elke dag bedreig, dit wat ons mee worstel, dit wat vir ons uitdagings is, Here, U lig breek deur. En ons oog is op U gerig. Here, want U is die een wat uitkoms gee. U is die een wat ons kom ontmoet daar waar ons onsself bevind. In die liefde, Here, in die grootheid, in die alomteenwoordigheid is U daar. Here, maar wanneer ons vanoggend ook uitsien met verwagting na die aanhoor van die woord, Here, dan wil ons vir U vra dat U ook deur die Gees in ons harte sal werk, dat ons hierdie woord sal aanvaar, dat ons eie sal maak, terwyl ons mekaar daarin deel. Here, maar terwyl ons vanoggend in stilte voor U kom, dink ons aan hulle wat nie hier kan wees vanoggend nie. Here, U ken die omstandighede beter as wat ons ken. Baie van dit weet ons nie eers van nie. Maar dankie dat ons aan U kan vashou en kan weet U los ons nie. U saam met ons daar waar ons is. Here, ons dink ook aan hulle wat deur siekte uitdagings beleef. Wat 'n verlange het om in die huisgesin van God te wees, maar weens omstandighede dit nie moontlik kan wees nie. Ons vra, Here, raak hulle aan, bemoedig en versterk hulle ook in die geloof. Geef hulle nuwe krag. Here, gaan saam met hulle in hierdie sterk word in genesingstyd wat voorlê. Mag ons in ons vertroue in U volhard. Here, maar ons wil vanoggend vra dat dit wat ons met mekaar deel in die diens ook tot eer en verheerliking van U naam sal strek. Dat dit binne U wil sal wees. En dat ons harte, ons gedagtes en ons oë op U gerig sal hou. Dankie dat ons dit kan bid en vra en ons kan weet, Here, ons doen dit vanuit ons afhanklikheid. In U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend stil staan by Johannes 9, vers 24 tot 41. U is welkom om oop te maak of oorhoop saam te volg. Johannes 9, vers 29 tot 41. Ag, 24, jammer. As jy die Bybel vir u oop het, sal jy sien dit is twee gedeeltes as ons kyk na die opskrifte wat ons saam lees vanoggend. Die eerste een is die man word uitgeban
En die laaste gedeelte wat ons saam lees, geestelike blindheid. Kom ons luister saam na hierdie woorde. Die Here het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid voor God, ons weet mos, hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel en julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook disippels van hom word nie. Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom, ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Of dis daarom snaaks. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hy sê toe vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy ons staan en leer, en hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing sodat die wat nie sien nie, kan sien en die wat sien kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. Ons lees tot sover. Jongmaats, julle is welkom om weer by my aan te sluit hiervoor. Goed, gaan het goed met julle? Julle raak minder. Die eksamen is besig om julle weg te vat. Goed, ek soek gou twee wat hier by my kan kom staan. Wie gaan braaf wees? Christian, kom, wie gaan nog kom? Kom. Kom, julle is min, so een moet nog kom. Kom, MG. Ek sien jy wil, maar jy ywer. Staan nader. Kan jy sien? Rarig. Nou is jy nog eerlik ook. Dis 'n goeie teken hoor. Kan jy nou sien? Beloof? Ja. Ek het dit nou van die begin af reggemaak. Draai jy rond. Kan jy sien? Beloof? Goed. Dis 'n oefening gewees. Okay, staan net so. En jy moet draai as ek jou draai, moet nie teen my werk nie. Nee, staan so, jy moet nie draai waar ek nie wil hê jy moet wees. Goed. Julle staan net vas, ek gaan nou met julle praat. Hulle lyk so, stem julle saam? Goed, maat, ek wil gou vir julle vra.
Nee, laat ek eers vir julle vra. As ek nou vir julle sê, julle moet vir my uitloop buite toe, gaan julle weet waant om te loop. Vat 'n raaiskoot, wys my met een van julle hande waar se deur. Is julle seker julle kan sien? Julle mag nie jokkie. OK. Goed. Maar dink jy julle gaan daar uitkom sonder om te val? As ek het vir julle sê julle moet loop, julle mag nie nou in die rondte draai, julle moet loop. Dink julle dit gaan lekker wees? OK, staan vas. Maats, dink julle dit gaan vir hulle lekker wees ek vir hulle sê terwyl hulle geblinddoek is, hulle moet uitloop? Wie dink hulle gaan val en seer kry? Ek is nogal oortuig iewers gaan hulle seer kry. Nee. OK, so hulle is eintlik blind, nee. Hulle kan nie lekker sien wat aangaan nie. Dit gaan hulle ook onseker maak. Hulle gaan so 'n bietjie as hulle trap, is daar nog iets voor, hulle gaan so vir handjies voor, gaan ek teen iets vasloop, nee. En as hulle val, gaan hulle te stadig wees om te keer. Stem julle saam? Hier is 'n makliker vraag vir julle. Wie kan vir my sê waar is julle ma en pa nou? Dit werk beter. OK, nee, julle is totaal en al verkeerd die keer. Julle ken die kerk te goed. Goed. Maat, wanneer ons vanoggend se gedeelte saam lees, dan lees ons iets van om blind te wees. Ons hoor van 'n man wat sy hele lewe lank blind was. Hy was blind gebore gewees. So hy was soos hulle twee. Hy kon niks gesien het nie. Nee, hulle is nog gelukkig. Toe hulle vanoggend ingekom het, kon hulle gesien het wat hier om hulle plaas gevind het. Daai man kon niks gesien het nie totdat Jesus by hom gekom het. Nee. En wat gebeur dan? Wat het ons gehoor? As Jesus by hom kom, wat maak Jesus met hom? Wat het Jesus met hom gemaak? Hy het hulle blinddoeke, nee, sy oë kon genees en vir hom gesê, hy kan sien. Nee, kan julle sien hoe verkeerd was julle? Julle kan vir gaan sit. Ek sal net vir julle ekstra soetie gee. Goed, so Jesus het hom aangeraak en sy oë genees sodat hy weer kan sien. Nee, sy hele lewe het in daai moment verander. Maar dan hoor ons 'n bietjie, daar's 'n tweestryd. Nee, julle kan daar sien, daai dogtertjie is so geblinddoek en toe is haar blinddoek afgehaal. Daar was 'n bietjie 'n tweestryd. Ons hoor die Fariseërs aan die een kant en hierdie man wat gesond gemaak is. Nee. En ons kan jou dink hierdie verhaal gaan oor die wonderwerk, maar dit lê bietjie dieper as die wonderwerk, dat die man kan sien. En dit kom met die geestelike blindheid in. Die Fariseërs het gedink, nee, maar ons weet alles, ons ken alles, so ons verstaan wat geloof is. Maar Jesus sê vir hulle, nee, julle verstaan nie so lekker wat geloof is nie. Julle is eintlik geestelik blind. Want hulle het nog nie met hulle harte by die Here uitgekom nie. Kyk, so wanneer ons hart oopmaak vir die Here, dan verloor ons geestelike blindheid om te verstaan wat is God se waarheid. OK. So baie keer dan is ons hart eintlik so met 'n blinddoek vasgemaak en ons verstaan nie regtig wie die Here is nie en hoe hy ons aanraak nie. Maar wanneer ons op die einde van die dag die Here toelaat dat ons blinddoek afval, dan maak ons hart oop vir sy waarheid en ons leef daarvolgens. So wanneer ons na die Here luister, dan help hy ons om die waarheid te sien. Goed. As ons vir mense luister, soos die Fariseërs geluister het na mekaar, want ons weet mos alles, dan is ons nog geestelik blind. Maar wanneer ons hart oopmaak, ons luister na die Here, dan leer ken ons sy waarheid. Gaan julle onthou? So as julle nou weer wegkruipertjie speel, of julle speel blinddoek en julle soek mekaar, of julle laat mekaar amper seer kry, dan onthou julle, as jy daai blinddoek afval, die Here het ons blinddoek om afval. En hy sê vir ons moet ons hart oopmaak, sodat ons sy waarheid kan leer ken. En ons doen dit deur vir hom te luister. OK, julle kan vir julle lekker kom haal, julle ma en pa toe.
Goed. Ek hoop daar is een van die kinders wat oorgeslaan is, maar julle kan na die tyd dan vir julle kon kry, as julle nie voorgesit het. Geliefdes, wanneer ons vanoggend saam luister na Johannes 9, dan bring dit my by die tema uit blind vir die waarheid. Nie net normale blindheid nie, party van ons het ook 'n uitdaging met daardie, dat ons deur die jare soos aanstap, maar blindheid beleef, en gelukkig kry ons deesdae dokters wat ons ook kan toets en vir ons 'n bril gee, en dan is ons sig beter. Maar hierdie blindheid is 'n geestelike blindheid, wat ons weerhou om die waarheid van die Here raak te sien. Ons hoor in hierdie verhaal van die man wat van geboorte af blind was. Donker was sy werklikheid gewees. Hy het nie idee gehad wat rondom hom plaasvind nie. Hoe lyk dit rondom hom? Hy het dit nie so beleef nie. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan verdwyn die wonderwerk eintlik in die agtergrond in, want daar's 'n groter waarheid wat ons hierin moet raak sien. Die vraag van die gedeelte is nie eintlik wie is blind nie. Die vraag is eintlik wie kan regtig sien. Ons kan so hierdie verhaal lees dat ons net die blindheid raak sien, maar nie by die vraag uitkom wie kan regtig sien nie. En dis eintlik waarop Jesus kom klem lê as hy hierdie wonderwerk doen en hy in gesprek is met die man wat blind was en met die fariseërs, om hulle eintlik te laat verstaan wie sien nou eintlik en wie is nou eintlik blind. En dan word daar na 3 groepe mense verwys. En ons 'n bietjie by dit stil staan vandag. Die eerste ene is fisiese blindheid kan genees word. Wat verwys na die man wat vir die jare lank blind was, van geboorte af. Hy het nooit lig gesien nie. Nou, ek weet nie, en dit is in ons dag en tyd dalk ook so, dat iemand van geboorte af blind is, maar ek kan myself nogals nie indink, dat my lewe ewe skielik net swart moet wees nie. Ek dink die mens besef regtig die impak van iemand wat niks kan sien nie, van geboorte af. Maar dan kom Jesus by hom, en hy genees hom. Maar dan is daar eintlik, buite die man wat genees word en sy sig herstel, is daar later 'n groter wonderwerk wat gebeur. Die man begin verstaan wie Jesus is. Hy kry geloof in die Here. En dis eintlik 'n groter wonderwerk as die feit dat hy kan sien. Ons sien in vers 38 dat hy uiteindelik sê, ek glo Here. Sy oë en sy hart het oopgegaan. Dit kom wys vir ons dat Jesus nie net vir hom sig gegee het deur sy oë nie, maar ook vir hom sig gegee het in sy hart. Sy hart het oopgegaan. 'n Hart wat eens toe was, blind was, kan nou sien. Fisiese blindheid tot geestelike blindheid. Die verandering wat plaasvind. Die tweede blindheid is, geestelike blindheid is baie gevaarlik. Nou ek dink baie keer as ons kyk na ons geestelike lewe, dan is ons soos hierdie houtmannetjie op die tou. Ons speel eintlik met ons geloof. En is asof iemand met 'n skêr staan en gereed is om te knip. Ons balanseer. En dit is gevaarlik. Die fariseërs het die voorreg gehad, hulle was nie van geboorte af blind gewees nie. Hulle het die hele lewe lank gesien. Hulle het die wet van Moses leer ken. Hulle het gedink hulle het al die wysheid, al die kennis wat hulle nodig het, en dit is waarin hulle self verbly het. Maar hulle was op die einde van die dag geestelik blind. Hulle het hierdie gevaarlikheid eintlik omhels. Hulle kon nie aanvaar dat Jesus van God kom nie. Hulle het eintlik uitgedaag en bevraagteken die hele tyd. Wie is hierdie man? Hulle sê ook, ons weet dat hierdie man 'n sondaar is, as ons kyk na vers 24. Dis tog ironies dat die blinde man is wat op die einde van die dag die waarheid raak sien. Wat vir Jesus raak sien.
En hy sê dit eintlik die eerste keer in vers 33, as hy sê, as hy nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. So aan wie reken hy die wonderwerk toe? Aan God, wat Jesus in staat gestel het om hierdie wonderwerk te verrig. Hy het al klaar die waarheid van Jesus ontdek en raak gesien. Die Fariseërs vra die vraag, wie is hierdie man? 'n sondaar. Daarom, geliefdes, die Fariseërs, die sogenaamde geleerdes, sy probleem was nie dat hulle gebrek aan inligting gehad het nie. Hulle het baie inligting tot hulle beskikking gehad. Hulle het selfs daarin vreugde gevind en hulle geloof so regverdig. Maar hulle eintlike probleem was daai geslote hart om die waarheid wat voor hulle afspeel nie raak te sien nie. En dan is die hartseer dat ons mekaar moet sê dat dit gebeur vandag nog. Ons het al die boeke kennis, al die lewenservaring om te sê, ek ken mos. Maar is ons harte oop vir die waarheid van die Here? Sien ons die waarheid raak? Ons kan vir mekaar sê, ons ken die Bybel. Ons ken die kerk. Ons kan baie oor geloof praat. Maar tog kan ons nog steeds blind bly vir wie Jesus is. Want dit alles funksioneer in ons kop. Maar nog niks gaan aan in ons hart nie. En ek dink ek het al 'n vorige gedeelte daarna verwys, maar redding, verhouding met die Here verskil so 30 cm van mekaar. Die vraag is dit in jou kop of is dit in jou hart? As dit in ons hart is, dit is 'n verhouding, word ons gered. Leer ken ons die waarheid waaraan Jesus Christus is om te ontdek. As dit in ons kop is, dan hou ons nog op met 'n klomp redenasies, regverdig. Ek hou vas aan my kennis. Dis nog nie die waarheid nie. Dis nog nie 'n verhouding met die Here nie. Die derde is selfversekerde blindheid. Kan ons met blindheid saamlewe? Ja. Ons kan. Hier sien ons 'n gidsond, ons sien ook iemand wat met 'n loopstok loop. En as jy 'n persoon kry wat blind is en hulle het hierdie twee hulpmiddels baas geraak, dan kan hulle selfversekerd met hulle blindheid leef. Maar so kort staaltjie voordat ek aangaan, terwyl ons geswat het ons op kampus so 3 of 4 blinde studente gehad wat gereeld verby ons klaskamers waar ons klasse gehad het verbygeloop het. En hulle het gidshonde gehad en hulle was nogal so sports gewees. Julle sal weet in Bloemfontein praat hulle van die fonteine. En daar op die Rooiplein is daar 'n fontein wat nou omheen was. Vroeger jare was hy nie omheen nie. En daar was een gidshond wat nogals baie keer die geneigting gehad het om die ding in sy kop te gekry het, ek kry warm. En dan hy besluit dis swemtyd. En daai blinde mense het hulle honde blindelings gevolg. So dan sien ons hier suiker hulle af met hulle honde, reguit op pad fontein toe. En jy's te stadig om te help en te keer. Die uiteinde is dat die persoon wat selfversekerd met 'n gidshond loop, nat opeindig. En hulle het op 'n kol gekom het hulle gesê het, nou lag ons maar daaroor en ons lewe daarmee saam en ons gaan trek maar weer droog gaan kom terug kampus toe. Maar ek meen daai hulpmiddel is hulle hulpmiddel waarin hulle alle vertroue sit. Waarmee hulle selfversekerd is. Maar dit kan ook op die einde van die dag verkeerd uitloop. So ons het dit gesien plaasvind baie keer en aan die begin kry mense dit reg om nie te lag nie, maar as dit dan homself herhaal, dan is jy maar in daai slaggat van nou lag jy maar saam. Want dit is nogal 'n snaakse ding om te aanskou. Maar lewe ons nie baie keer so as selfversekerde blinde mense nie. Hierdie is eintlik die ergste blindheid wat ons kan hê. Terwyl ons sig het elke dag, kan ons so deur die lewe gaan dat ons as 'n selfversekerde blinde bekend staan. Jesus sê vir ons in vers 41, as julle blind was, sou julle nie sonde gehad het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle sonde.
Geliefdes, ons moet die Here raak sien vir wie en wat hy is. Die grootste probleem is wanneer ons dink ons het Jesus nie nodig nie. Wanneer ons dink ons is oké, ons kan aangaan. As ons redeneer, ons weet klaar, ons verstaan alles, ons is reg, daar kan nie iets in my pad kom wat ek nie kan oorkom nie. Selfversekerdheid. Dit is dan wanneer ons baie maklik blind bly vir God se waarheid. Maar wanneer ek en jy op 'n punt kom wat ons erken, Here, ek kan nie self sien nie. Daai oorgee, ek het nie nodig, help my. Dan kom maak Christus ons oë oop. En nie ons oë waarmee ons sien nie, ons harte waarmee ons sien. 'n Hart word oopgemaak. So onthou hierdie verhaaltjie wat ek vandag vertel het, waaraan gee ons oor? Is dit iets wat ons ook maar kan verlei, dat ons in die skande kom, omdat ons eintlik maar nog steeds blind is? Of gaan gee ons oor aan die Here, wat ons harte kom oopmaak, sodat ons werklik kan sien wie Jesus Christus is? Ware sig lei tot aanbidding. Hierdie verhaal wat ons vanoggend saam gelees het, kom eindig op 'n besonderse manier. Die man wat blind was, sê, ek glo, Here. Hy aanbid Jesus. Ware geloof eindig altyd in aanbidding. Waar ons die eer, die heerlikheid, die lof aan die Here gee. Dit nie vir onsself toe-eien en sê, dis omdat ek so goed is, omdat ek het my eie krag het, my eie sig uitgelewe het. Maar omdat die Here my in staat gestel het om so te lewe. Ek het sy waarheid ontdek in my lewe. Wanneer Jesus ons oë kom oopmaak, en hierdie oë dan nou in aanhalingsteken, want is eintlik ons hart wat hy kom oopmaak, dan sien ons sy genade. Ons sien sy liefde, maar ons sien ook sy waarheid. Ons besef 'n bietjie meer wat dit is. Dis nie net kennis nie, dit word 'n verhouding. Naby aan die Here, saam met die Here. En dan kan ons nie anderste as om hom te kom aanbid daarvoor. Maar dan kom hierdie teks ook vandag, en hy kom vra eintlik vir elkeen van ons 'n baie eerlike en reguit vraag. Is ek en jy waarlik siende? Of is daar plekke in ons lewe waarvoor ons blind is? Sogenaamde blinde kolle. Blind vir die sonde, blind vir God se werk, blind vir Jesus se waarheid. Is jy werklik siende? Of is jy blind? Net jy sal daai vraag vandag kan antwoord. Maar vanoggend kom hierdie gedeelte ook, en ons kry 'n uitnodiging om te sê, daar is vir ons die goeie nuus. Jesus maak vandag nog oë wat blind is, oop. Hy maak ons harte oop. Hy bring vir ons lig. Iemand wat van geboorte af is, blind is, wat net duisternis, donker, swart ken en van weet, kom breek die lig deur as hom genees. Maar hy lig bly nie net by sy oë nie, dit gaan na sy hart. Sy hart word oopgemaak om te verstaan en om geloof te vind in die Here. Hierdie gedeelte kom wys vir ons, die grootste tragedie is nie om fisies blind te wees nie. Dit is om Jesus nie te sien nie, om sy waarheid nie te ken nie, om hom nie in ons lewe raak te sien vir wie en vir wat hy is nie. Mag ons vandag saam met die man wat vasgevang was in hierdie jarelange blindheid, by hom aansluit en sê, ek glo, Here. En mag Christus ons oë oopmaak vir sy waarheid. Nie net ons oë nie, maar ons harte. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend bewus word van sintuie en veral ons sig,
dan hoor ons dat sug is maar 'n gedeeltelike probleem. Die probleem is eintlik, Here, dat ons blind is vanuit ons harte. Blind vir die waarheid, blind vir wie U werklik is. Here, en baie keer as ons praat en getuig van wie U is, dan kan ons baie keer maar weer eens besef, ek is blind. Ons kom pleit by Here, kom help ons om ons oë oop te maak, ons harte oop te maak, dat ons werklik kan begryp wie U is, in die volheid van U menswees, U karakter, U liefde en U genade. Here, dat ons dit sal omhels en dit ons eie sal maak, want U gee dit vir ons. U maak dit vir ons 'n werklikheid. Here, dat U by ons sal verbygaan omdat ons vashou aan sogenaamde kennis, ervaring en wat se verskoning ons ook al partykeer wil voorhou nie. Maar Here, dat ons sal oorgee en sal sê, Here, ek kan nie uit myself nie. Ek het U nodig. Here, en mag ons lewe dan aanbidding word. Nie net op 'n Sondagmôre as ons as gelowiges saamkom in U huis om U aangesig te soek en dan in aanbidding tot U te kom nie, Here, maar mag ons lewe elke dag se aanbidding word. Omdat ons aan U die eer wil gee. Here, U stel ons in staat om veel meer te wees as wat ons selfs kan bid of dink, omdat ons lewe in U hande is. Here, dat ons dit in U sal ontdek en aan U die eer sal gee daarvoor. Here, en omdat ons weet ons is afhanklik van U, vra ons ook vir U vanoggend as ons uitmekaar uitgaan, wees U self by ons, Here. Lei ons, behoed ons, beskerm, bewaar ons, Here. Hou ons vas in die hand dat ons elke dag met die besef kan gaan leef dat U saam met ons is. U is teenwoordig, Here. Ons hoef nie te twyfel nie. Dit is so, Here. Ons kan dit aanvaar en daaruit gaan lewe met die verwagting, Here, dat U dit ook vir ons keer op keer sal bevestig. Dankie, Here, dat ons vanoggend ook in gebed vir U kan kom vra om by ons te wees. As hierdie blindheid ons nog bedreig, Here, maak dit vir ons bekend. Maar ons gee dit ook vir U en vra vir U, Here, neem dit weg. Ons sluit ons harte, Here, sodat ons kan sien wie U werklik is. En dat ons kan vreugde vind in U waarheid. In U naam bid ons dit. Amen.